Goeiemôre broeders en susters. Ons is besonder bevoorreg om op Pinkstersondag saam met mekaar hier nagmaal te mag vier. Dis 'n wonderlike geleentheid. Ek het by die vorige diens gesê 10 jaar terug het dit ook gebeur. En dit was die eerste keer wat ons nagmaal so gevier het aan die tafels. En ons is dankbaar dat ons vandag dit weer kan doen en dis 'n besondere dag om op hierdie dag, wanneer ons die begin van die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk mag vier, maar bo alles die koms van die Gees en die wonderlike van nagmaal wat ons saam mag vier. Mag dit ook wees tot eer van die Here. Broeders en susters, een van ons lidmate wat al baie jare hier is gistermiddag oorlede, Tannie Ena Boersma. En ons weet Tannie Ena vra al lankal vir die Here om na hom toe te gaan. En dit is by haar 'n baie diep begeerte om by hom te wees. En sy is gister gevat en sy is gister na hom toe en ons is baie dankbaar dat sy daar kan wees en dat sy by hom mag wees. Ons dink aan haar familie, haar kinders en kleinkinders. En vra dat die Here by hulle sal wees. Kom ons sit net so vir 'n oomblik in stilte en dan bid ons saam en bid vir die familie. Amen. Broeders en susters, die van die wat nou nog nie gedraai het nie, kan gerus na my toe draai en dan is dit nou so 'n bietjie makliker om te kyk. Ons gaan begin en ons gaan, jy sal sien ook die liedere en die keuses is alles of dan nagmaal of die uitstorting van die Heilige Gees. So ons gaan dit is al die liedere, is die keuse daar volgens. Ons gaan 2 liedere sing, is lied 253 vers 1 en 2 en skrifbruiming 17-3 vers 1 en 2.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam lied 439, die eerste en die tweede verse, daarna dan bely ons hardop spontaan ons eie geloof elkeen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die instellingswoorde van die nagmaal, soos wat die Here dit gegee het aan die gemeente van Korinthe deur Paulus, 1 Korinthe 11 van vers 23. En ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. So ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Daarom wie op onwaardige wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek, en daarvolgens van die brood eet, en uit die beker drink. Geliefdes,
Ons gaan ook saam lees die wet van die Here, soos wat dit opgesom is in Matteus 22. Jy weet wanneer die Here Jesus Christus gevra word oor die wet van die Here, en wat is dan die belangrikste wet? Dan sê hy, haal hy aan uit die Ou Testament, Deuteronomium 6, en hy sê, dit wat hy sê in Matteus 22, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En dis die belangrikste en die eerste gebod. En dan die tweede wat hy aanhaal, kom uit Levitikus 19. Hy sê, en die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die Ou Testament. Maar die Here Jesus hier sê, as jy die Ou Testament vat, en die wet en die profete, want dis die woord wat gebruik was vir die Ou Testament, die hele Ou Testament berus op twee dinge, om die Here jou God lief te hê, en jou naaste lief te hê. Dis die samevatting, dis wat die Here Jesus hier sê. En as ons vanmôre hier nagmaal vier, dan weet ons hierdie wet is vervul. Nie net elkeen van die wette nie, maar besonder dat hy sy Vader lief gehad het. Besonder dat hy ons lief gehad het. En dat hy bo alles sy Vader se wil gedoen het. Hy het dit volmaak vervul. Tot in die fynste besonderheid. En dit word jou toegereken, asof jy die Here God liefhet met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand, met al jou kragte, en asof jy jou naaste liefhet. En ons weet, ons het dit nog nie, maar ons het hierdie diep begeerte om hierdie liefde so uit te leef. En daarom mag ons met groot dankbaarheid vandag ook hierdie opsomming van die wet van die Here ook saam lees. Die Here sê ook vir ons wat die doel is van die nagmaal. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God deur sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy was volmaak aan God se wet en het die wet vervul vir ons. Hy het ons smaad gedra. Ons sal nooit weer tot skande word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel voor die regsbank van God, sodat ons voor die regsbank van God vrygespreek kan word. Ons Here is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. Hy het ons vervloeking op hom geneem en in ruil daarvoor het ons seën gekry. Hy het helse pyn en smart en bange God verlaat en hy het uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nie weer deur God verlaat sou word nie. En eintlik het hy met sy dood en sy bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Dis die doel van die nagmaal, doen dit tot my gedagtenis. En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn elke keer weer vir ons 'n versekering dat hy hom in ons plek gegee het. Dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Geliefdes, en elke keer as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. Dis nie net 'n fees wat dink aan die verlede. Dis 'n fees vir nou, maar ook aan die toekoms. Die verlede, die hede en die toekoms, na die bruilofsfees van die lam. En die nagmaal leer ons ook om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in geloof te omhels. En daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme verzoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. En deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap vas verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam
En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Skrifberuiming 8-1 vers 1 en 2 voordat ons saam bid. Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons aanbid U. Die lof, die eer, die aanbidding, alles behoort aan U. Ons kom op hierdie wonderlike dag, Here, en ons wil U loof en prys. Ons wil nie net versterk word, ons wil leer. Nie sodat ons beter oor onsself voel, Here, maar sodat ons lof meer en meer kan word, sodat U eer daagliks meer word in ons lewe. Ons kom en ons smeek, o Gees, praat met ons, deur die tekens van brood en wyn. En ons kom ook en vra, dat U deur die woord geloof in ons sal laat groei, en Here, dat ons die wonder van die dag en die betekenis daarvan sal verstaan. Ons vra U, Here, wil U wees met elkeen wat saam met ons luister, elkeen wat saam nagmaal vier, ook op die internet, en hulle wat ook in die diaspora is, hou hulle vas. Ons bid besonder vir hulle wat nie vandag hier kan wees nie, vir hulle wat siek is, vir hulle wat bedroef is. Ons vra dat U ook deur die woord en Gees daar vertroosting sal bring, soos U dit alleen kan doen. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing lied 442, die eerste en tweede verse, waar ons eintlik bid tot die Gees dat hy vir ons die woord sal duidelik en helder maak.
Geliefdes, die eerste skriflesing was uit 1 Korinte gewees, 1 Korintiërs 11, die instellingswoorde van die nagmaal. En die tweede skriflesing is uit Handelinge 2. Ons lees vanaf vers 1 tot 4. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander taal begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Geliefdes, dis 'n wonderlike dag. En Pinkster en nagmaal hoort eintlik by mekaar. Pinkster en nagmaal, die koms van die Gees, die uitstorting van die Gees en die herdenking van die sterwe van die Here Jesus Christus kan nooit geskei word. Want as jy nie die Gees gehad het, dan was hier net brood en wyn. Kan jy voorstel vir iemand wat nie die Gees van die Here het? Sit hier 'n klomp vreemde mense, besig is om wyn te drink en maak of dit bloed is, besig is om brood te eet en maak of dit 'n liggaam is. Ons logika kan dit nie verstaan. Maar as die Gees van God in jou is, as die Gees van God in jou werk, dan word dit soveel meer. Sonder die Gees het hierdie tekens geen betekenis. En dis waarom dit so besonder is, dat ons vandag Pinkster en nagmaal saam mag vier. Ons weet, God drie-enig is onderskeibaar, maar nie skeibaar nie. En so is die Gees betrokke by alles wat gebeur met ons. Ons weet ook dat die Gees word ook die Gees van Christus genoem in Romeine 8 vers 9. En as ons vandag hier by mekaar is en herdenk wat gebeur het, dan doen ons dit in die Gees, omdat die Gees dit vir ons verklaar. En jy dink anders oor dit wat hier gebeur, as wat ander mense dink oor wat hier gebeur. Geliefdes, en ons besef dat wanneer ons die geskiedenis lees van Handelinge, dat ons is gesalf met die Gees. As die Gees nie in jou was, kon jy nie glo nie. As die Gees nie in jou is, was hierdie net 'n bitter ou boek in 'n baie nuwe wêreld. Maar as die Gees in jou is hierdie 'n baie nuwe boek in 'n bitter ou wêreld. En dis wat die Gees laat jou anders hoor, laat jou anders doen, laat jou 'n ander lewenspad volg. En niemand van ons kan nagmaal vier sonder dat die Gees van God in ons werk en dit vir ons betekenis gee nie. As ons in die woord van die Here lees, dan weet ons, Galasiërs 2 vers 24 sê, die Gees is met jou. Die Gees is Immanuel. Die Gees is Immanuel, God met ons. Baie keer dink mense, dis nie die Here Jesus, toe hy op aarde was. Maar die Gees is werklik Immanuel. Ons word gesalf met die Gees. Dis deel van ons, dis deel van gelowig gewees. Dis nie sommer nie. Dis van bo af. Dis uniek, dis 'n wonder wat net God kan doen. Geliefdes, ons het op Hemelvaartsdag 'n kort geskiedenis gegee oor die heerlikheid van die Here. Oor die heerlikheid van die Here wat by die volk was van Israel toe hulle begin te trek uit Egipte, was die Here se heerlikheid by hulle, sy Shekinah, die wolk van sy heerlikheid wat in die dag daar was om hulle te beskerm teen die son en in die nag met die vuur. En wanneer die tabernakel gebou word, dan kom die wolk van die Here en hy kom in die tabernakel in. Hy kom en dit is sigbaar hoe hy in die tabernakel inkom, die plek waar die Here aanbid word, waar die offers gebring word in die allerheiligste in.
En wanneer Salomo die tempel bou, dan gaan die wolk uit die tabernakel uit en die heerlikheid van die Here gaan in die tempel in en bly daar in die allerheiligste en in die heiligste sigbaar gewees. En geliefdes, dan lees ons in Esegiel dat Esegiel die visioen sien hoe die heerlikheid van die Here in die tyd wanneer die volk totaal afvallig van die Here word, hoe die heerlikheid van die Here uit die tempel kom en wag. En dan kom die bekering en die heerlikheid van die Here gaan al hoe verder weg en naderhand teen die berghalfpad en wag. En dan verdwyn die heerlikheid van die Here, gaan uit die tempel en het nooit weer teruggegaan. En as die Here Jesus kom op hierdie aarde, dan lees ons in 2 Korinte 4 vers 6, ons sien die heerlikheid van die Here in die aangesig van Christus. In Christus het die heerlikheid van die Here weer by ons gekom en weer in ons midde gewees. En as hy opvaar, dan vat 'n wolk hom weg en dan is die heerlikheid weer weg. Dan is die teenwoordigheid weer weg. Geliefdes, en dan breek Pinkster aan. Dan breek Pinkster aan. En dis die Heilige Gees wat op Pinksterdag intrek in die tempel van die Nuwe Testament. In jou. Dis wat ons vandag vier. Die Gees wat in die Nuwe Testamentiese tempel inkom. Soos elke keer die tabernakel, tempel, as die Here hier is, het hy nou ingetrek in ons. En dis wat ons vandag vier, wat intrek in ons. En dit verander alles vir jou. Jy dink anders. Jy doen anders. Jy loop 'n ander lewenspad. En waar werk die Gees? Waar kom die tempel in? Daar waar gereinig is, daar waar jy skoon gewas is met die bloed van Christus. En dis wat ons vier by nagmaal. Dat die bloed gevloei het, dat die liggaam gebreek is, dat ons skoon gewas is, dat ons gereinig is. As ons die Ou Testament lees in Levitikus 14, dan lees mense 'n besondere gedeelte wanneer iemand melaats gehad het. En ons weet melaats is dodelik geweest. Iemand was heeltemal uitgewerp uit die samelewing. Maar wanneer so iemand genees, dan vind daar 'n reinigingsritueel plaas. En geliefdes, die reinigingsritueel het 2 dinge in hom. In die eerste plek word daar 'n offer gebring. En dan word die bloed van die offer aan die regteroor van die een wat melaats gehad, wat reinig was, gesmeer. Aan die regteroorlel. Dit word gesmeer aan die regterduim van die persoon. Die bloed word gesmeer aan die regtergroottoon van die persoon. En dit simboliseer dat hierdie mens gereinig is en dat hy anders en nuut is en skoon is en anders hoor, anders doen met sy hande en 'n ander lewenspad loop. En dis Levitikus 14, ek lees dit vir ons. Die priester moet dan 'n hersteloffer se bloed neem en dit aan die persoon wat hom wil laat reinig sy regteroorlel, sy regterduim en sy regtergroottoon smeer. Dis wat ons vandag hier kom vier in nagmaal. Dat ons skoon gewas is, dat ons rein verklaar is, dat die Here Jesus se bloed gevloei het en nie net aan ons regteroor, ons regterduim, ons regtertoon, maar ons heeltemal oordek het. En ons is skoon gewas, ons is reinig voor God. Maar dis nie waar dit eindig in Levitikus. Levitikus 17 word gesê, eers word daar gesê, dan moet ook olyfolie gevat word, en ons moet onthou, olie is die teken van salf, en dis die teken van die Gees wat op ons kom. En wanneer dit 7 keer gesprinkel was, moet die olie wat oor was, op die bloed, luister wat sê hy in vers 17, hy sê, van die olyfolie wat in sy handpalm oor is, moet die priester aan die regpersoon, wat hom wil laat reinig, sy regteroorlel, sy regterduim en sy regtergroottoon, bo oor die bloed van die hersteloffer smeer. Die olie, wat oor die bloed kom, dis waar die Gees kom. Die Gees kom waar gereinig is. En dis die simboliek van Levitikus 14, waar die olie op die bloed kom. En dis wat by Pinkster gebeur.
Dis die verseëling van die Gees, die olie wat oor die bloed kom, wat dit bevestig en wat dit herstel. Geliefdes, dis die teken van die Gees wat kom en Christus se werk verseël aan jou. En dis wat ons vandag vier. Dis die wonder hiervan. Waarom doen die Gees dit? Natuurlik, die Vader gee die Gees aan die Seun en die Seun gee die Gees aan sy bruid. Dis jy. En hierdie Gees verseël jou en werk in jou en kom woon in jou, trek in jou in. En hoekom doen hy dit? Hoekom kom hy in jou tabernakel? Hoekom kom hy in ons? Want hy kom nie in ons omdat ons iets meer verdien as ander nie. Ons is net gewone mense, sondige mense. Hy kom in ons omdat die Gees ons onmeetbaar liefhet. Omdat die Gees God is. En omdat hy wil in jou kom. Jy hoef hom nie toestemming te gee nie. Hy doen dit soewerein. Kom entdek hy en verseël hy die gelowiges. En kom woon hy in ons. En dit laat jou anderster dink, dit laat jou anderster hoor, dit laat jou anderster leef. Maar weet jy, die realiteit van die Gees wat in jou woon, is onbeskryflik. Want geliefdes, as die Gees in jou woon, is daar 3 eienskappe, 3 dinge wat gebeur. Jy moet besef, as die Gees in jou woon, is dit die intiemste wat dit kan wees. Want hy ken alles van jou. Hy ken elke deel van jou wese. Hy ken elke hoekie. Jy kan hom nie flous nie. Jy kan niks voorhou vir die Gees van die Here nie. Want as die Gees in jou woon, dan is dit nie net op 'n klein plekkie by jou om toestemming gee nie. Hy weet alles, hy is intiem betrokke by jou hele wese. Hy weet die toekoms, die verlede en alles wat nog gaan gebeur met jou. So die Gees van God is Psalm 139, waar gaan ek heen om van die Gees te ontduik? Ek kan nie weg van die Here kom nie. Ek kan hom nie ontsnap nie. Ek kan niks vir hom wegsteek nie. So staan ons hier vandag, so sit ons hier vandag. Ontbloot en die Here weet. En hy weet hoe nodig ons het om weer verseker te word deur die bloed wat ons oordek. Hoe nodig ons het om te weet die Gees woon in ons en bring lewe. Gees ken jou soos niemand jou ken. Al van voor jou geboorte af. Ken die Gees jou. Dis die eerste eienskap. Wat op Pinkster wat vir ons duidelik word as 'n gelowige. Die Gees is intiem by jou betrokke en ken alles van jou. Die tweede een is dat die Gees is permanent by jou. As die Gees in jou kom, dan is dit nie elke Sondag so 'n uurtjie of net wanneer ons die Bybel lees en ons bid daarvoor nie. As die Gees in jou is hy permanent in jou. Elke moment, elke dag. Hy wyk nooit. Sien dat hy weggaan en terugkom en inkom en uitgaan en terugkom en inkom en uitgaan. Die Gees is daar. En hy is in jou, hy word deel van jou wese, hy kom woon in jou. Geliefdes, in die Ou Testament, as die Gees in die tabernakel of in die tempel ingekom het, het hy nie nou en dan uit en ingegaan nie, want dis hoe mense glo. As ek bid en ek goed is, dan is die Gees in my. Geliefdes, nee, die Gees is permanent in jou. Hy ken alles van jou. En hy's nooit nie by jou. Immanuel. Hy's in jou, hy's met jou, hy's om jou. Hy's deel van jou lewe. Hy's deel van jou wese. Elke dag van jou lewe. Hy is permanent. Hy's nie 'n besoeker nie. Dis nie 'n tref en trap gedeelte van jou lewe waar die Gees nou by jou is en net nou nie is nie. Hy's altyd by jou. Dit maak ons stil.
Dit maak ons ontsettend bekommerd partykeer om te dink die Gees is ook by my en al die dinge wat ek doen en gebeur met my. Geliefdes, die Gees is permanent by jou. En die derde plek is, hy ken alles, hy is intiem by jou betrokke. Hy is permanent by jou. En die derde plek is as die Gees in die tempel inkom, dan kom hy nie as 'n logeerder nie. As die Gees by jou in die tempel inkom, dan word dit sy tempel. Dan is hy die eienaar. Dan is hy nie die gas in jou huis of in jou tempel nie. Hy word die Here van daardie tempel. Hy bepaal wat gebeur. Hy is die eienaar. Hy het die kaart en transport wat gekoop is deur die bloed van Christus. Hy besit jou. Jou liggaam is nou syne. Geliefdes, en dit moet ons op hierdie Pinksterdag ook laat besef. Dis ondenkbaar. En dan dink jy anders, dan hoor jy anders. Dis die Gees wat jou anders laat kyk, dat ons net nou hier by mekaar mag wees en ons harte verhef, met ons die oë van ons hart mag kyk na die hemel. En nie net die tekens van brood en wyn sien. Dis met die oë van ons hart wat ons kyk en besef, ek is skoon gewas, ek is rein verklaar. Die Gees van God woon in my. Hy ken alles van my en hy wil nog steeds in my woon. Hy is permanent by my. Ek is nooit, nie eens op my sterfoomblik alleen. En hy is die eienaar van my. My liggaam behoort aan hom. Geliefdes, en hy gee jou krag om op te kyk na bo. Om die Here te sien. Hy gee jou krag om na binne te kyk en te besef, wat is besig om te gebeur, hierdie bo wonder in my lewe. En hy is die een wat jou krag gee om na buite te kyk. Want skielik kyk jy anders na wat om jou is en wie om jou is. Ons is geneig om die buitekant te kyk en te sien die mense hier. Maar geliefdes, laat jou anders kyk. Na bo, na binne, ook na jou medegelowiges. Dit wat jy sien is die Here se tempels. Dit wat jy sien is daar waar die Gees in woon. En dit maak 'n gemeente werklik 'n tempel. Dit maak die kerk oor die wêreld Christus se bruid en sy liggaam. Dit laat jou na buite kyk, na bo, na binne, na buite. In die Ou Testament het die kerk begin. Die Nuwe Testamentiese kerk het begin op Pinkster. En dit is dieselfde Gees wat nog in jou is, wat in die gelowiges deur al die eeue was en wat sal wees tot die einde in die kerk. Die olie is oor die bloed. Hoor jy anders? Doen jy anders? Loop jy 'n ander pad? Want dis wat die Gees doen. Ons staan vandag in ons eintlik buig en neerval voor die Here oor die reiniging en die verseëling wat plaasvind. Oor die bloed wat ons skoon maak en die olie wat ons verseker en vashou en die Gees wat in ons is. Ons neem nie net kennis van Pinkster. Ons vier dit nie net een keer 'n jaar nie. Ons begin elke dag en vra die Gees om in ons te werk. Hier's baie oupas en oumas. En ons bid vir baie dinge van ons kleinkinders. Ons bid vir ons kinders. Daar's ongebore kinders. Geliefdes, daar's net een gebed wat 'n oupa en 'n ouma of 'n ouer moet bid. En dis dat die Gees in daardie kind sal werk. Vir niks anders moet ons vra. Want dis wat ons ouers gevra het.
En dit is wat ons grootouers gevra het. En weet jy wat's wonderlik? Jy hoef nie die Gees toestemming te gee om te kom. Hy's God, hy's soewerein. Hy besluit. En hy kom in jou. En soveel te meer vier ons Pinkster. Elke dag. Smeek die Here, hy sê hy gee geloof aan hom, elkeen wat hom altdeur permanent smeek om sy Gees. En dank. En daarom is Pinkster nie net 'n smeking om die Gees, maar is 'n diepe dankbaarheid oor die goedheid van God en die liefde van die Gees vir ons. Aan God alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons vandag die sterwe van ons Here Jesus Christus mag gedenk. Ons dank U dat ons vandag die koms van die Gees in ons lewe mag herdenk. Ons bid U, gee aan ons, o Heilige Gees, 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun, ons Here Jesus Christus, oor te gee. Jou Gees verkook ons met die hemelse brood. Gee dat ons al hoe meer wil lyk en leef soos ons Here. Verseker ons. Ons hemelse Vader, deur die Gees dat ons U kinders is, dat ons U erfgename is. En help ons om onsself te verloon, help ons om ons Heiland te bely. Ons wag op sy terugkoms. Ons wag dat U ons na U sal neem, o Here. Ons wil ook na U kom, Here, met ons nood, met ons behoeftes, met alles in ons lewe. Wil U ook deur die tekens van brood en wyn ons versterk. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die tafel gaan voorberei word en daar sing ons terwyl hy voorberei word Psalm 23, die 3de vers. Verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daarvan, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Geliefdes, kom ons sing skrifberuiming 12-5, einde van hierdie nagmaal en daarna dan sal ons luister na die lofverheffing. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde van Psalm 103 en die woorde van Romeine 8 vers 32. Loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Met al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons sing saam die laaste vers van Psalm 116 voordat ons dank.
Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U 'n unieke seun gegee het om as middelaar vir ons offer vir ons sondes te sterf. Ons dank U Here vir ware geloof, wat deur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van die Here ons elke dag laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Ons bid ook Here, wil U wees met elkeen van die gemeente hier, elkeen van hulle wat U geroep het om hier saam met ons te wees, met die kerk oor die wêreld. Maar ons bid ook Here besonder vir hulle wat beproef word in hierdie tyd, vir hulle wat baie ernstig siek is, vir hulle wat operasies moet ondergaan. Ons bid dat U ook met elke behandeling sal wees, waar daar chemoterapie is. U ken elkeen en weet alles wat moet gebeur. En ons is in U hand. En daarom vra ons Here, wil U by ons wees. Wees by elkeen wat bang is, elkeen wat vrese het. Maar bo alles, gee dat ons lof van U meer en meer word. Al is daar die vrug aan die vyeboom, al is daar Here die vee in die kraal, nogtans sal ons U naam verhef, sal ons aan U die lof bring tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, daar's geleentheid om die liefdegawe vir die dankoffer af te dra en dan sing ons uit Skrifbereiming 8-3 as ons slotlied. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.
Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad. Ter approbasie word die volgende ouderlinge aan die voorgehou: broeder Johan Cornet, broeder Hendrik Kreur, broeder Cor Miller en broeder Jan Venter, dis nou die een van Hartenbos. As diaken suster Elmie Kreur en suster Marina Venter. Dan vertrek met reisattest na die Gereformeerde Kerk in Krokodilrivier Anet Pretorius en ook vertrek met bewys van lidmaatskap na die NG Kerk in Blanco. Wynand, Daniel en Mia Buurman. En ons wens hulle ook ons beste wense toe daar. Dan Annetjie Meiburg is nie in die diens vandag nie, maar haar attestaat het ook by ons aangekom in die Gereformeerde Kerk van Port Elizabeth. Miskien kan die ouderling net vir haar sê ons heet haar welkom in Dannebaai 5. Broeders en susters, u weet dis die fees van 40 jaar komende week, komende Saterdag. Dit begin om 10:30 hier by ons in die kerkgebou. U word gevra om asseblief op die oorkantste gedeelte te parkeer, nie om die kerkgebou nie, want hier word speelietjies gehou en hier word potte gemaak en so asseblief nie rondom die kerkgebou aan hierdie kant parkeer, net aan daai kant. Bring hoede, stoele, ek moet alles onthou wat my vrou gesê het. Hoede, stoele en as jy 'n gazebo of 'n, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, skadu-tent het. Ja, dat ons maar dit maar saambring asseblief, dat ons in die party in die koelte kan wees. En dan almal wat op die dag nie moet werk tot 1:00 of middel van die dag, is welkom om na die tyd nou teen 1:30 of daarom deel van die potjie te kom saam eet saam met ons. Daar is nou nie wegneem eet, is vir die aand en die Sondag en so asseblief. Maar asseblief kom saam met ons, dis 'n wonderlike dag. Diegene wat werk en nog wil saam eet, moet asseblief net vir altyd julle gegevens deurgee. En dan het hulle sulke drupplankies 'n stelletjie van 6 gemaak, juis met die oog op die 40 jaar van ons en met die solies as tema, en dit is beskikbaar vir R200 en jy kan nog volgende week ook kry, maar sit maar jou naam by die kiosk op. Dit is oor die feesdag van ons, dit is van leer gemaak, broeders en susters. Dan lief en leed, suster Lindy Kreur het 'n knieoperasie gehad, ons Gert en ons hoor dit het redelik goed gegaan. Carly Skeepers was by die vorige diens, sy kry 'n skoueroperasie komende week. Dan om Pieter Kreur se broer is oorlede, ons het al vir hom gesê in die Bybelstudie, maar Johan, jy kan maar vir jou pa ook sê, ons dink as 'n gemeente aan hom. En dan broeder Kobus Swanepoel se broer is ook oorlede, ons dink aan hulle. Dan broeders en susters, is daar 'n spesiale gebed wat ons vra vir broeder Louis de Wet. Broeder Louis word môre geopereer waarin hulle al 2 sy niere verwyder. Hy is al baie weke in die hospitaal, sy familie sit hier voor. En dis 'n lewensgevaarlike operasie en ons vra dat julle sal dink aan hom. Die kans is daar dat broeder Louis na die Here sal gaan of weer terugkom na ons, maar ons dra hom en julle, Leanne, Martin, familie op aan die Here. Vra dat die Here by julle sal wees, maar ook by hom besonder en hom krag sal gee. En ons elkeen sal môre, ek dink dis 11:00 wat hy geopereer. Ons julle weet nie, maar dat ons môre ook sal verwaard in gebed vir hom en vir hulle. En dan aan die ena wat oorlede is ons is dankbaar dat sy by die Here is. Sy's 84 jaar oud geword en ons weet dat dit daar vir haar baie beter is. Ons is dankbaar. Ek dink ook aan haar familie en dan dink ons ook aan Rensha wat sy ma geval het en nou in die versorging is. Rensha sterkte. Ek dink dit is nou, sy's nou in 'n plek waar sy goed versorg sal wees permanent. Ons dink ook aan haar. Is daar nog voorbidding vir broeders en susters? Ons weet hier's broeders en susters wat kanker het, ons weet hier's broeders en susters wat chemoterapie gaan hê, wat nog nie wil hê ons moet daaroor nou praat nie. Maar ons dra almal op aan die Here en vra dat hy by hulle sal wees en dat hy met sy liefdevolle arms hulle sal omring. Ek sien ook vandag hier in die erediens van ons diaspora lede wat ver is, wat by ons kom nagmaal vier en saam met ons hier kan wees. Ons is baie dankbaar daarvoor.
Voordat ek by die verjaardag kom, broeders en susters, is daar nog enige afkondigings? Verjaardag, broeder Von Klaasen is nie in die diens vandag nie, maar hy verjaar vandag. Marco Pretorius was by die vorige diens, maar baie geluk aan hom ook wat vandag verjaar. En Linda wat vandag, Linda van Eerde en Linda, baie geluk met jou verjaardag. Geseënde dag en 'n wonderlike jaar wat voorlê. John Venter is een van ons klein mannetjies in die diaspora. Oupa en ouma was by die vorige diens, maar baie geluk ook aan hom wat verjaar. Kobus van der Merwe was by die vorige diens, hy verjaar die 25ste. Jana Boshoff is in diaspora. Amale was in die vorige diens, geluk ook aan haar die 26ste. Koekie Prinsloo was nie by die eerste diens en ek het so vinnig gekyk. Ek weet nie Koekie of ek jou nog gemis het as jy hier is, maar ek sien nie vir Koekie en Dik hier nie. So, maar baie geluk ook aan Koekie wat verjaar die 26ste. Christo de Swart was ook by die eerste diens hier gewees, maar geluk ook met hom. En Chart was ook by die eerste diens gewees. Jeanette Wipplinger is nie van hier nie, wat ek, maar baie geluk ook aan haar met die verjaardag, die 27ste. Luca Krog verjaar ook die 28ste, hulle is nie hier vanmôre nie. Anton Smit verjaar die 28ste, Anton is hier, baie geluk Anton, seën vir jou. Mooi jaar toegewens. David Jacobs, David en Elaine is nie hier nie, ek het dit nou gekyk, maar hulle is nie hier nie, maar baie geluk ook aan hom, die 29ste. Elian ter Blanche verjaar die 29ste. Nou weet ek nie of hulle in die moederskamer is nie. Wie vir ons kyk, Janine, of Elian daar is. Want hy word 2, dis nogal besig. Nee, baie geluk ook aan hulle. Suzanne van Walt was by die eerste diens, Keira Marie was by die eerste diens, Hanneke Wolmaraans. Hanneke is nie vanmôre hier nie, dink ek het ook gekyk, maar baie geluk ook aan haar. Dit was 'n baie moeilike tyd tot dusver, en ons dink ook aan haar met die herstel. En dan Lizet Silje is ook hier. Lizet, baie geluk, is 2 sessies in 1 week, maar baie geluk met jou verjaardag ook. En dan Gert van der Walt was by die eerste diens ook. Geluk met sy verjaardag. Ook aan al ons gaste wat hier is wat verjaar. Baie geluk. Ek wens jy 'n baie geseënde week, broeders en susters.